Ek het 'n advertensie dat sit hierdie week op Facebook. Dan sê in die advertensie dat ek mense genooi na die diens toe vanmôre. En daar was 11.000 mense wat die advertensie gekyk het. Wie van u wat hier is vanmôre hier op grond van daardie advertensie? Nie een nie. Daar's een. Maar jy is by die gemeentelid. Ja. Dit wys net vir jou. Die mense wil nie meer regtig die woord van die Here hoor nie. En ek wil vanmôre vir u sê, ek dink ek weet die rede. Vir baie mense bestaan die evangelie van Jesus Christus net. Jy moet jou bekeer en laat doop, anders gaan jy hel toe. Dis nie die volle evangelie van Jesus Christus nie. Hierdie is die volle evangelie kerk, so moet beter die volle evangelie verkondig. Dis die waarheid, mense moet hulle laat bekeer en hulle moet laat doop om gered te word, anders gaan hulle hel toe, dis die waarheid. Maar Jesus sê, dat elkeen wat glo en laat doop. Wat moet jy glo? Dis die vraag wat eintlik van belang is. Wat is dit wat ons moet glo? En ek wil vanmôre u so bietjie in die evangelie van Jesus Christus invat, maar reg van Genesis 1 af. Ek sal seker sien so 3 uur vanmiddag se kant klaar wees. Amen. Werk hierdie nie reg nie. Ek kry 'n mikrofoon moet ook sterk wees om vir my te kan hou as ek praat met stukken. Halleluja, kan jy my nou beter hoor? Nou kan hy die koppe gaan, ek sien hulle maak so. Dat is beter. Wie die woord van die Here sê dat in Genesis, die eerste hoofstuk, eerste vers, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Die aarde weet ons van, ons leef op hom, jy sweet hier en jy werk hier om te leef. Maar die hemel wat hy daarvan praat nie van Jupiter en Saturnus en die maan en die son nie. Hy praat eintlik van die geesteswêreld. God het die geesteswêreld gemaak en het die fisiese wêreld gemaak. Nou bitter min mense verstaan daardie saak van die geesteswêreld. U verstaan dit waarskynlik, u is lid van 'n gemeente, so u beter dit verstaan. Maar weet u dat die woord van die Here sê in Hosea 3 vers 6 dat my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Wat is kennis? Kennis is om te weet. Die menslike liggaam het 5 sintuie, jy kan sien, jy kan hoor, jy kan ruik, jy kan proe en jy kan voel. Dis jou 5 ingange na jou siel wees, na die denke van die mens toe, na die siel van die mens toe. Maar daar's dinge wat in die geesteswêreld 'n werklikheid is, wat jy kan ruik nie, jy kan nie voel nie, jy kan nie hoor nie, jy kan hom nie proe nie. Die 5 sintuie van die vlees werk nie daar in die geesteswêreld nie. Maar in die geesteswêreld het God vir ons volgens 1 Korintiërs 12 gawes van die Heilige Gees gegee, waarvan een van die gawes is die gawe van kennis. Is om te weet. Hoe weet jy dit? Ek weet nie hoe weet ek dit nie. Ek weet dit omdat die gawe van die Gees dit vir my gee en dan weet ek dit. Ek het dit nêrens gelees nie, ek het dit niemand gehoor nie, ek het dit niemand gevoel nie, ek weet dit net. Dis 'n gawe van die Heilige Gees. Bitter min mense weet werklik hoe al die gawes van die Heilige Gees werk hoor. En as mense die gawe van kennis het, en deur die genade van die Here, het die Here deur daardie gawe vir my 'n paar dinge oopgemaak, met betrekking tot die geesteswêreld, en met die skepping van die mens. En dan het mense die gawe van wysheid nodig, om dit so oor te kan dra, dat ander mense dit kan verstaan, en dit kan glo. As jy dit dan kan glo, en jy glo dan in Jesus die Seun van God is, en jy bekeer jou dan, jy laat jou dan doop, dan begin die bekering 'n waarde kry, en die doop begin 'n waarde kry. Want weet jy, hoeveel mense is daar wat gedoop is? Is jy gedoop en broer? Ja, pastoor, ja, pastoor George Snyman het my nogal gedoop, daai groot man.
of sy naam nou George Snyman of Pieter Snyman of Kai Beekers is, dit maak niks nie. Die doop het geen waarde as die ou mens nie gesterf het nie. Regtig. Dis wat bekering is, die ou mens moet sterf. Nou wil ek vir u sê, die skepping van die mens, nou wil ek 'n paar dinge vir u sê vanmôre wat u dalk nog nooit gehoor het nie. Aanvanklik gaan u dink, Kai, is jy nie besig om dit te waal nie? Luister my net uit. Ek glo, en ek weet dit, dat toe God die mensdom gemaak het hy die Chinees gemaak, het die Japanees gemaak, het die Indiër gemaak, het die swart man gemaak, het die bruin mense gemaak, en die blankes, soos ek en u. Party van ons is mooi blank, party so amper half brei, party is bietjie heel wit. Party is nie heeltemal so mooi wit nie. Maar God het die mensdom gemaak soos wat hy vandag daar bestaan. Nou wat van Adam, pastoor? Ons gaan by Adam kom net, dan sal jy beter verstaan. Want as net eers hierdie agter die rug kry, dat God het al die mense klaar gemaak, Chinees, Japanees en Indiër. Dis jammer, daar's 'n paar van die volke wat ek gedink het, plaas die Here het hulle nie gemaak nie, maar ek wil nou nie daai volke se naam noem nie, want dan is ek in die moeilikheid, dat ek my dalk in die tronk laat land. Nou nog voordat God hierdie mensdom gemaak het, sê die woord, het die hemel en die aarde, die hemel gemaak, die geesteswêreld. Hierdie geesteswêreld is baie belangrik om daarvan te weet, dat in hierdie geesteswêreld is daar engele, as gerubs, as serafs, en as vorste. Hierdie vorste is 'n eienaardige ding, hoor. Ek lees in Daniël 10, hoe Daniël vas en bid vir 21 dae, en hy vra vir die Here vir 'n spesifieke woord, en daar verskyn 'n wese aan hom, met blink klere, met 'n goue band rondom sy bors. En hy sê vir Daniël, van die eerste dag af dat jy gebid het ek gekom om vir jou die antwoord te gee, maar die vors van die Perse het met hier gestaan. En as die vors van Israel my nou kom help het nie, sou ek nie by jou kon uitkom nie. Maar as ek nou hier klaar is, moet ek teruggaan, ek moet die vors van die Perse gaan aanvat en oorwin, en daarna die vors van Griekeland. So in die geesteswêreld is daar vorste. Ek kry die indruk dat elke land het 'n vors. En ek het 'n idee wat 'n vors oor Afrika is, oor Suid-Afrika. En as ek en u daardie vors kan identifiseer, en teen hom kan staan met die gesag wat ons het in Christus, kan ons baie dinge gedoen kry. Nou die gerubs, lyk vir my in die engelekring is die hoogste gesag. En Lucifer was 'n gerub. Ek lees dit in Esegiel 28, u kan gerus dit gaan lees, ek kan vir u dit nou lees in die Bybel, maar ek bespaar so 'n bietjie tyd, gaan lees dit gerus by die huis. Want die woord van die Here sê, jy was 'n gerub. Hy sê, jy was 'n God met 'n klein letter G. Ek kry die indruk dat hierdie Lucifer was die hoogste onder die gesagsrange van die gerubs. Hy was die leier gewees onder daai hoë range van die geestelike wesens. Maar weet jy, sê die woord, hy het homself probeer gelykstel aan God, want hy was die tussenganger tussen God en die mens. Want die Here, toe hy die mensdom maak, het hy die mens aangestel oor die visse van die see en die voëls in die hemel en die diere van die veld. Hy het die mens gesag gegee om te regeer. Maar bokant die mens is die engele gekom, waarvan die gerubs die hoogste gesag was. En bokant die gerubs, bokant Lucifer, was God. En God het deur die gerubs gewerk en deur die engele gewerk om die mense te beheer en inspraak in hulle lewens te kry, sodat die mense effektief op die aarde kan regeer oor die visse, die voëls en die diere van die veld. Verstaan u die gesagslyn so 'n bietjie beter? Maar toe hierdie gerub, Lucifer, toe hy tot 'n val kom, toe val hy op die aarde, sê die woord, Jesaja 14de hoofstuk. Sê, toe val hy op die aarde, en hy het soveel inspraak en gesag oor die mense gehad, dat toe hy op die aarde val, het die mense nog steeds na hom geluister, en omdat hy homself hoër wou stel as God, het hy die mense gemislei
om hom te aanbid, en hy het afgodedienste ingestel reg oor die aarde. Dis waar al die valse godsdienste vandaan kom, van hindoeïsme en daardie. Islam is 'n vulletjie, want dit eers baie jare later gekom. Maar die duiwel het die mense so ver van God af weggelei, dat die wêreld het in 'n verskriklike toestand geland. As jy wil kyk min of meer hoe dit gelyk het, as jy die boek van Job gaan lees. Job se verhaal speel af in daardie tyd. Na die duiwel tot 'n val gekom het op die aarde, en al wat daar gebeur het. Weet Job, die Here het hom beskerm, want in Job die eerste hoofstuk, 6de vers, tweede hoofstuk, eerste vers ook, sê, die seuns van God het voor God verskyn, en die Satan was onder hulle. Hy het die tyd en die datum geweet, wanneer die seuns van God voor God verskyn, om verslag te gaan doen aan God. Toe sê hy daar, en die Here vra vir hom, waar kom jy vandaan, Satan? Hy sê, ek het die aarde gedeurkruis. En die Here sê vir hom, het jy gelet op my knegt Job? Want Job was van die weiniges wat nie deur die vyand mislei was nie, nog steeds God geglo het. Hy was 'n gelowige. En die duiwel sê vir hom, ja, ek het gesien Job gaan goed, maar as omdat u hom beskerm, as u die beskerming wegvat, dan sal u sien hoe gaan hy u vervloek. En die Here gee vir die vyand toestemming om Job te gaan treiter. Dis nogal 'n enaardigheid, nee. God moes dan baie vertroue in Job gehad het om dit te doen. Maar in daardie verhaal van Job, en jy gaan kyk, sommer in die eerste hoofstuk van Job kan jy reeds sien, hoe dat die duiwel se krag, wat daardie tyd gewerk het, vandag nog met mense werk. Hy kom en hy laat ou Job beroep word, al sy vee, sy kamele en al sy diere en sy vee, word gesteel en weggevat. Die duiwel in beheer van dit. Hy stuur 'n magtige wind, wat die kinders van Job se huis omwaai, en al sy seuns en dogters sterf in daardie huis, wat in mekaar stort. Dis die werk van die vyand. Nou ek wil vandag vir u sê, as jy nie die beskerming van die Here het nie, is jy 'n oop teken van die vyand, en dit is waarom baie dierbare kerkmense onder die juk van die Satan deurgaan met allerlei soorte van probleme in hulle lewe, omdat hulle verhouding met God nie reg is, so wat ou oorlede Job se verhouding met die Here reg was nie. Jy moet dit verstaan, hoor. Ek wil nou nie vandag bang praat nie, duiwel nie. Ek wil hom nie kom vereer en hom kom oplig en hoor stel nie. Maar jy moet weet, hy is daar en hy is 'n vyand, en die woord sê hy het gekom om te slag en te steel en te verwoes. En toe die mense nou tot 'n val gekom het, na die duiwel hulle mislei het en weg van God afgelei het. Toe is die hele wêreld weg van die Here af. En Johannes 3:16 sê, God het die mens so lief gehad. God het die mense lief gehad, ten spyte van hulle afgodedienste. Mense wat vandag afgode aanbid, God het hom nog steeds lief. Ongelukkig, as hy nie die Here Jesus aanneem as die saligmaker nie, moet hy in die verderf ingaan land. Maar God het jou nog lief, solank as wat die geleentheid nog daar is, dat jy Jesus kan aanneem as die saligmaker. Maar weet jy, God moet toe 'n weg oopmaak, om die mense onder hierdie juk en heerskappy van die Satan uit te kry, wat tot die val gekom het, na die Satan tot die val gekom het, het hy die mense almal saam met hom gesleep. En God moet 'n pad maak om die mense onder daardie slawerny uit te haal, onder daardie juk van die vyand uit te haal. Hy het besluit, hy moet iemand kry wat vir die sonde van die mens kan sterf, want die woord sê in Romeine 6:23, die loon van die sonde is die dood. Hy moet iemand kry wat sonder sonde is, om vir ons te kom sterf, sodat ons deur sy dood losgekoop kan word van die sonde. Die woord van die Here sê, God het sy seun sonde gemaak vir ons, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. Jy ken daardie skrif nog steeds. Is jy nog reg, is jy nog met my? Halleluja, ek moet net seker maak jy weet nog hoor. Toe maak die Here vir Adam. Dan wil ek hê jy moet hier baie mooi luister. Die eerste mense
Volgens Johannes 1 hoofstuk, vers 1, 2 en 3. In die begin was die woord, en die woord was God, en die woord was by God. En God het alles wat bestaan deur sy woord gemaak. Die aanvanklike mense wat reg oor die wêreld was geskep deur die woord van die Here. God het gesê in ons dae. Maar hier kom Adam en God vorm hom met sy hande uit die stof uit. Hy spreek nie 'n woord om Adam daar te stel nie. Hy formeer hom. Hy maak hom met sy hand uit die stof uit, sê die woord. Iemand mag gaan lees in Genesis 2 hoofstuk. En hoekom doen die Here dit? Want Adam, as jy Lukas 3 gaan lees, sal jy sien Adam as die begin van die geslagslyn van Jesus Christus. Jy moet bietjie gaan lees daar vanaf vers 23 tot vers 38 in Lukas 3, kan jy dit gaan lees. Maar weet jy dat, toe Adam geformeer is, hy kon Adam nie met die woord vorm soos hy die aanvanklike mens gevorm het nie, dan sou Adam onder dieselfde heerskappy van die engele en die gerubs en die goed geval het. Hy skep Adam buitekant daardie formering van die begin, daardie koninkryk van die begin af. Wat buitekant dit is, hy vorm Adam buitekant dit. In 'n ander plek, buitekant die aanvanklike skepping. En jy moet dit mooi verstaan, want dit is baie belangrik dat jy dit verstaan, anders gaan jy dalk heeltemal die ding mis vandag. En Adam in die tuin van Eden, en die Here formeer vir hom 'n vrou uit sy ribbebeen uit, weer 'n keer nie met 'n woord nie, met sy hande. Hy haal 'n rib uit hom uit en hy formeer 'n vrou. En hy sê vir hulle, van al die bome van die tuin mag jy eet, maar vir die boom van die kennis van goed en kwaad mag jy nie eet nie. Mense dink altyd nou, as jy praat van die boom van die kennis van goed en kwaad, jy dink dit altyd die slegte goed. Daar's goeie goed ook in die kennis gewees in die boom. Daar's goeie ook, die boom van kennis van goed en kwaad. Maar weet jy dat, toe die Here die eerste mense gemaak het in Genesis 1, het hy hulle gesê, en nou gee ek vir julle as voedsel, al die vrugte wat aan al die bome is, mag jy eet. Maar vir Adam sê, van hierdie boom mag jy nie eet nie. Daar kan jy klaar die verskil sien. Ons kan nou die kleiner puntjies ook gaan uitsoek. Hoekom is Adam nie die eerste mens hier? Kom ek kyk net vinnig na Kain. Na hy vir Abel doodgeslaan het, sê sy ouers van my, jaag hom uit daar. Hy sê, ek kan my nie nou uitsit nie. Almal wat my sien, sal my wil doodmaak. Wie is die almal? As daar nie ander mense was nie. Toe gaan hy trou met 'n vrou, en hy gaan bly in die land Not. Hoe kan daar 'n land wees as daar nie ander mense was nie? 'n Land met 'n naam. Waar kom die vrou vandaan? Dis nou maar kleiner puntjies, ek wil dit nog nie te veel daaroor uitbrei nie. Ek wil net jy met die geestesding sien. Maar God vorm uit Adam uit die volk Israel. Vir Israel is Adam die eerste mens. Want hulle het niemand anders geken as net Adam was die eerste, en so is dit, daar was niemand wat geskryf het nie. Ek weet nie of Adam kon skryf nie, glo nie. As baie mense wat vandag na al die duisende jare nog steeds nie kan skryf nie, hoor. Jy sal dit nie glo nie, maar dit is so. Party skryf so lelik, hy wil liewer dit nie probeer nie. Maar ek het 2 seuns. Een sit hier, is my jongste seun. Hy en Karel het altyd vir dokter geleer. As net die handskrif deurgekom. Want niemand kan lees wat hulle geskryf het nie. Maar daar word 'n volk gevorm uit Adam uit. En weet jy, as Adam die dag toe die Here vir hom sê, hoe het jy geweet jy is naak? Het jy van die boom van die kennis van goed en kwaad geëet? As hy gesê het, ja Here, vergewe my asseblief, was dit 'n ander saak. Maar hy blameer onmiddellik iemand anders vir sy fout. Hy sê, dit is die vrou wat u my gegee het. Sy het dit vir my gegee. Ek is die onskuldige persoon hierso. Ek is heeltemal onskuldig. Dis die vrou. Ons maak baie keer so, ons foute blameer ons op ander mense. Dis mos die maklikste. Bely liewer jou fout, man. Bely jou sonde. Hoe wys jy so Elies? Halleluja. Bely jou sonde. Maar weet jy, daardie fout wat Adam gemaak het, deur nie te bely nie,
het gemaak dat die volk van Israel, wat uit hulle uit so afstammeling sou word, al die stryd en die probleme moes verdra wat op hulle gelaai was as gevolg van onbeleide sonde. Hoor my vanmôre, is die waarheid. Dus ek weet dit. Hoe weet ek dit? Hierdie gawe van kennis. God het met my daaroor gepraat. Hy het hulle moes daai sonde, het sy loon gedra in Adam se nageslag tot die dag dat Jesus gebore sou word. As jy gaan kyk wat met die volk als gebeur het. Ons het nou geluister hier vir 2 weke na 'n kursus wat aangebied is. Ek kan nou daai man se naam nou nie onthou nie. Bruce Wilkinson, ja, met 'n video's aangebied hier. Is pragtig, is baie goed. Maar as jy gaan kyk wat die volk van die Here moes deurgaan. Daar was nie nog 'n volk op die aarde wat deurgegaan het wat volk Israel deurgegaan het nie. In ballingskap weggevoer na Babylon toe. Hulle was weggevoer na Sirië toe. Hulle was vir 300, 400 jaar in Egipte land, waarvan die meeste van die tyd was hulle slawe gewees. Gewerk soos 'n slaaf, geslaan met 'n sweep. Toe kom hulle terug, deur die Rooi See maak God 'n pad oop, want God gebruik daardie geleenthede om homself en sy grootheid en sy krag te openbaar aan al die ander volke wat daar reg oor die aarde is. God gebruik sy volk Israel om homself te demonstreer en te openbaar, dat die mense kan sien, die volk van Israel is 'n ware God. Die ander gode het nie die krag wat die God van Israel het nie. Maar weet jy, hulle moes 40 jaar lank in die woestyn gaan loop. Broer, party van ons is nog nie eers 40 nie. Is al klaar moeg. Hulle moes 40 jaar in die woestyn gaan loop. 40 jaar van smars, 40 jaar van swaar kry, 40 jaar van in die tentjie slaap, op die harde grond slaap. Daar's nie 'n opblaasmatrasse gewees en goedjies nie. Op die grond slaap. As gevolg van onbeleide skuld. Hoor wat ek vir u sê. God het hom sy krag nie geopenbaar net aan die woestyn nie, maar hy het die straf ook gebring oor sy volk as gevolg van Adam wat nie sy sonde bely het nie. Maar weet jy wat wonderlik is? God openbaar ook sy liefde om elke dag brood te gee. Weet, die woord sê, toe die volk uit Egipte uittrek, was daar 600.000 man. Vrou en kinders uitgesluit. As 'n man 'n vrou gehad het en 3 kinders, hulle 5 per huisgesin, party was seker, ek dink daai daad hulle 12, 15 kinders gehad, maar kom ons werk maar op 'n gemiddeld van 5 per gesin. Dan was dit minstens 3 miljoen mense wat deur die Rooi See moes gaan. Die weermag-generaal van die Amerikaanse leer, die hoof daar op 'n kol, die statistiek uitgewerk en het gereken vir daardie volk om in 1 nag deur die Rooi See te trek. Vir 3 miljoen mense moes die pad deur die Rooi See minstens tussen 15 en 20 kilometer breed gewees het. Nou jy kan die wonder van God se krag net daarin sien alleen, voor jy nog verder gaan. Maar dat God in die woestyn, waar hulle vir 40 jaar getrek het, elke dag brood vir minstens 3 miljoen mense. Hulle praat ook van iets soos trokke vol brood van so 30 myl lank, was die Amerikaanse mate. Trokke met brood. En weet jy, hoeveel kwartels moes daar elke dag op die aarde val? Vir 40 jaar aan mekaar, elke dag 'n paar miljoen kwartels, net daar waar die volk is. Dis 'n openbaring van God se krag en God se heerlikheid. Jy kan dit nie miskyk nie. En hierdie dinge is die krag en die fondasie van die evangelie van Jesus Christus. Want God het daardie volk deur daardie paaie laat kom, al die pad laat kom, deur al daardie stryd, sodat daar uit daardie volk uit eendag iemand gebore sou word. Want God stel 'n wet in die tyd van Moses. En hy sê vir hulle, op die 10de van die 7de maand, elke jaar, moet die hoëpriester 'n bul gaan slag om homself te reinig, sodat hy in die heiligdom kan ingaan. Dan moet hy 2 bokke opvat. 1 bok moet hy slag. Die ander bok moet hy sy hand op die bok se kop lê en die sonde van die volk op daardie bok aflaai en daardie bok in die woestyn instuur om die sonde van die volk weg te vat.
En die ander bok moet hy 7 druppels op die versoendeksel van die ark laat val, en 7 druppels voor die ark op die grond laat val, en daardie bloeddruppels op die versoendeksel versoen die volk van God met God. Hy reinig hulle, hy maak hulle skoon op daardie 10de van die 7de maand. En ek lees in Lukas 1ste hoofstuk, waar die engel van die Here by Maria verskyn op die 6de maand. Toe sê hy vir haar, jy is 'n geseënde vrou, jy gaan swanger word. Die 6de maand. Die 10de van die 7de maand is dalk net die volgende week of 2. Want dit is die enigste oomblik wat Maria rein genoeg kan wees om die saad, die woord van God in ontvangs te neem in haar wese. Want God sal nie sy saad, die woord, in 'n mens plant wat onrein is nie. Dis die krag van die bloed van die lam. Ek en u moet gebruik maak van die krag van die bloed van Jesus om ons gedurig te reinig van ongeregtigheid, sodat ons 'n woord van God kan ontvang, hoor. Gaan nie net om kerk toe te gaan, wat 'n kerk is jy? Die kerk, dis 'n mooi kerk. Jy het 'n wonderlike pastoor. Ja, ek gaan nie jou kerk toe, jou kerk is jou pastoor is dom. So het elkeen maar sy storieetjie. Maar jy het 'n verhouding met God. Die bloed van Jesus kan jou reinig, dat jy kan rein word, sodat God sy woord in jou kan plant. In my mening, die 10de van die 7de maand is Maria bevrug. Jy mag met my stry as jy goeie reg. Jy is dalk nog reg en ek is dalk verkeerd, maar dit is my mening. Dis hoe ek dit ontvang het by die Here. Soos 9 maande daarna, nou daardie maand wat by die Jode 'n 7de maand sou wees, val gewoonlik tussen die middel van Maart en die middel April. So baie maklik kan Kersfees dalk die regte datum wees, hoor, dalk 'n dag of 2 uit. Jy weet nooit nie. Ek sê nie dit is so nie, maar dit kan maklik wees. Dat Jesus se geboortedatum dalk die Kersdag dalk Desember maand kan wees. Maar mense, dis net so 'n klein bietjie agtergrond. Om dieper in te gaan, gaan nog 'n dagpad. Miskien moet ons vroeg volgende jaar reël vir 'n woordskool, pastoor Kenny. Jy is die baas in die plaas hier, so ek is by die ou toppie wat kom help uithelp. Hulle gaan 'n bietjie vakansie vir 'n paar weke. Nou is hulle bly ek is hier, kan ek in hulle plek bietjie preek. En dit is my voorreg en ek dank die Here vir dit. Maar nou wil ek hier nog ietsie vertel. Toe Jesus nou gebore is, vir 30 jaar voor sy bediening begin het. Vir 30 jaar het hy gelewe as 'n seun van 'n timmerman tussen al die ander mense, maar hy het nie een keer gesondig nie. Want die woord sê, hy was 'n mens net soos ons, sonder sonde. So hy 30 jaar, God het hom beproef om te kyk of hy regtig reg sal wees om die wêreld se sonde op hom af te laai, dat hy die reg sal wees om sonder sonde ander se sonde te kan wegvat. Toe kom die Here Jesus en hy word versoek 40 dae in die woestyn. En die duiwel vat hom op 'n hoë berg en hy sê vir hom, kyk al daai lande en streke en dorpe en stede, sal ek vir u gee, want dit is aan my gegee. En Jesus het nie vir hom gesê, jy lieg Satan nie. Hy het vir hom gesê, wyk agter my Satan. So, aanvanklik daardie wat hy van praat, is wat aan hom gegee was as die Here voor hy tot 'n val gekom het. Hy het heerskappy oor die aarde gehad. Toe dit van hom weggevat is. Nou sê hy vir die Jesus, as jy my aanbid, gee ek dit vir jou, want dit is al my gegee. Maar Jesus sê, jou Satan, wyk agter my. Daar is so baie dinge, ek wens ek kon 'n dag lank praat met u, oor al die goed, daar is baie goed wat belangrik is om te weet. Maar nou kom die groot volgende punt wat belangrik is. Jesus 30 jaar oud is. Dus Johannes die doper besig in die Jordaan. Besig om mense te doop. Die doop van bekering. En baie word deur Johannes gedoop. En hy word beskryf as die een wat vooruit sou kom in die weg van die Here gelyk te maak. En Jesus kom by hom en toe hy aankom, toe sê Johannes, daar is die lam van God. En Jesus kom by Johannes en hy sê, ek wil hê my doop. Johannes sê, ek kan u nie doop nie, u moet my doop. En Jesus sê, nee, laat dit nou toe, want so word die volle geregtigheid vervul. So. En toe Jesus
gedoop word. Door die doop, ek sê, mense tot bekering kom, jy sonde bely, jy moet gereinig word deur die bloed van Jesus voor jy gedoop kan word. Maar Jesus kon dit nie doen nie, want hy het nie sonde gehad nie. Toe word hy gedoop. En die oomblik toe hy uit die water uit opstaan, opklim, sê die woord, toe kom die Heilige Gees op hom in die vorm van 'n duif. En toe sta die stem van die Here wat sê, dis my geliefde seun in wie ek welbehaag het. En nou kan ek vandag vir u sê, Jesus sê, laat dit toe, want so word alle geregtigheid vervul. Die wedergeboorte is dieselfde pad. Ek moet my sonde bely, die bloed van Jesus moet my reinig, dan moet ek gedoop word. Die doop sê Romeine 6:4 is die begrafnis van die ou mens. En as ek opstaan daar en ek word gedoop met die Heilige Gees, dan word in Efesiërs 1:13 sê, ons word verseël in die liggaam van Christus deur die Heilige Gees, dan word ek deelagtig geword aan wedergeboorte. En weet jy wat beteken wedergeboorte? Beteken, ek is nie meer onder die heerskappy van die ou skepping, waar die engele en die duiwel oor my gesag het nie. Ek is in die koninkryk van God. En Jesus sê in Johannes 3, niemand kan wees sonder wedergeboorte die koninkryk sien nie. En jy gaan verder in die 5de vers, niemand kan sonder wedergeboorte daar die koninkryk ingaan nie. Maar as ek in daardie koninkryk ingegaan het, deur die wedergeboorte, het die duiwel nie meer gesag oor my nie. Hy het nog gesag oor die mense wat nie weergebore is nie. Maar ek is uit daai koninkryk uitgehaal, die ou koninkryk van die skepping, van die begin van Genesis 1, uit daardie koninkryk uitgehaal, en in die koninkryk van God ingebore. Nou is ek direk onder Jesus Christus, soveel so, ek is deel van sy liggaam, dis waaroor dit nagmaal gegaan het vanmôre, om deel te word van Jesus Christus, wat nooit onder die ou skeppingswaarhede gesag gestaan het nie. Ek is nou onder Jesus, die duiwel het geen gesag oor my nie, ek het nie nodig om hom te vrees nie. As jy bang is vir die duiwel, is omdat jy nie geweet het van die waarheid nie, die gebrek aan kennis. Maar as jy wedergebore is, die duiwel kan nie jou lewe meer vir jou beheer nie, tensy jy hom gewilliglik volg en na hom luister en hom vrees. Ek en u wat kinders van God is, ek glo u is wedergebore, ek vertrou so. Ek is wedergebore deur die genade van die Here. Is nie my trots om daarmee te loop en spog nie, maar ek is dankbaar. God het my gered en my vol geliewe lewe gegee in Christus Jesus. Die duiwel het geen gesag oor my meer nie. Hy het geen reg oor my nie. Hy het geen reg oor 'n wedergebore kind van God nie, want ons is nie meer deel van die ou skeppingswaarhede nie. Ons is nou deel van die nuwe skeppingswaarhede in Christus Jesus. Sê 'n bietjie prys die Here. Sê 'n bietjie halleluja, ek weet nie wat ek nog kan sê. Halleluja. Nou mense, vandag, Martie sal my onthou, daar by hulle, haar ou reis, het er baie naweke onder die lapa vleis gebraai en gedrink, en ek was een van die voorste drinkers. Musikant speel Vrydag aande in 'n plek, in 'n orkes, Saterdag aande. Partykeer saam met haar broer Onik, hy het in 'n rockband gespeel. Ek het basspeel in 'n ander orkes gespeel, maar so eenmal in 'n leeftyd, dan is die ouetjie met drummer gespeel, ou Pieter. Sien daar nie, dan speel ek drummer saam met daai rock and roll band. Maar jy moet eers 'n hele paar doppe in hê voor jy ordentlik kan speel. Jy weet, jy moet kan. Nou Martie sal dit goed onthou, sy ken my van daardie dae af. Maar God het my lewe kom verander. Hy het my onder die mag van die Satan kom uithaal. Hy het my vrygemaak van drank, vrygemaak van verslawing, van watter aard ook al. Ek is nie verslaaf aan enige iets anders nie. Ek is net lief vir die Here, gered uit genade. En toe ek my, in 1970, die 7de van Junie, 1970, stap ek saam met mense in 'n kerk hierbo by die PPK. Ek het hier in Montgomeryland 36 gebly, net hier op die draai. Jou tannie was in my oorlede pa se gemeente in Ludwigstraat, hy het die volle evangelie kerk begin in Ludwigstraat, my pa, in 1949. En daai tannie was in my pa se gemeente, en toe ek klop in die deur, ek so klusies, met my blikkie bier in die hand, en die ander hand my sigaretje wat ek nog rook. En sy sê my, is jy nie 'n beker sien? Ek sê ja. Is jy nie Kai? En ek sê ja, ek is Kai. Jou pa draai en sê graf om as hy jou nou sien.
Doch hier, ek kan nie onder, ek weet een, ek kan nie jou graf onder, jy kan nie, jy is dood. Jy kan nie. Sy vat my kerk toe. Ek sit heel voor in die kerk. In die middel voor, want die man is doof. Hy het so 'n masjienkie om sy nek gehang met so 'n ding wat jy kan stel om te kan hoor. En daar kom die orkes in en hulle speel 'n koortjie, Somewhere beyond the blue, there's a mansion for me. Was my pa se gunsteling koortjie. As daai koortjie gesing toe die kus gesak het in die graf in 1962 in Komati Poort. Die dag na my verjaarsdag as hy oorlede. 16 jaar oud gewees. En toe daai orkes daai koortjie speel, toe begin ek huil. Ek weet nie hoekom huil ek nie. Ek is nie 'n huiler gewees nie. Nou huil ek. Ek sien dat die aand ek en my vrou gaan saam bid, ek lag bid, dan lyk dit of ek doodstyding gekry het soos ek huil. Ek weet nie hoekom huil ek nie. En elke keer is dit so. As ek gebid het, dan aand ek gehuil. Ek weet nie hoekom huil ek nie. Maar daai oggend begin ek huil daar voor in die kerk, dat ek my sakdoek, ek haal hom uit, hier sal die mense agter ek sien, en ek sit heel voor, ek werk hom so hierso op. Die mense nie kan sien ek huil nie. Maar later het ek moed opgegee, daai sakdoek is so nat gehuil. En die pastoor preek, ek sit hier voor in die kerk, my pakkie tekste in die sak, ek stink soos 'n regte ribbok. En hy oom stop op Pretoria, was 'n kwaai pastoor, hy sê, jou sondaar! Jy sit hier reg voor die kerk, jy stink so, mens kan nie na by jou kom nie. Hy was kwaai daar, maar hoor jy. En nog wel, ek het nou intussen my hart aan die Here gegee, ekskuus vir die stank, maar ek het nie dit weggegooi nie. Ek het nou net my hart aan die Here gegee, preek maar, ek is nou reg. Kneel uit, bid vir my, gee my hart aan die Here, volgende Sondag is ek gedoop. In die middel van die winterry, water het so laag die ysboom gehad, 1970 se water was koud en so. Toe ek my voete insit, daar te kraak, hy so, ek het nou, 2 weke terug my kleinkinders gedoop, dis die water ook koud, hulle kan bly wees, die was so koud gewees nie hoor. Maar toe ek daar opstaan uit die doopbad uit, en ek wag vir die dooping in die Heilige Gees, en ek wag, maar dit kom nie, ek sê, Here, wanneer gaan U my doop in die Heilige Gees? Ek wil nie maak of ek in tale praat, ek wil regtig gedoop word met die Heilige Gees. En ek en Altas toe intussen getroud, bly in Pretoria, by die gemeente, ook van die PPK, daar in Bergsig. Daar het die gewoonte gehad om Saterdag aand op die berg te gaan bid, 10:00 die aand, gaan op die berg bid, dan kom 6:00 die oggend af, want bid die hele nag. En daai nag, 2:00 die môre, doop die Here my met die Heilige Gees. Heerlikheid, ek dans op my knieë, daar tussen die klippe, maar daar's nie 'n merkie op my broek nie, hoor, jy kan nie net dink nie. Ek kom 6:00 die oggend af by die huis, my vrou en die ander suster, die manne wat saam gebid, sy vrouens is by my vrou by die huis, hulle sit in slaap of bid, ek weet nie wat hulle gemaak het nie. Maar ek kan nie Afrikaans praat, ek praat in taal, ek kan nie Afrikaans praat nie. Toe die Here my geherbaar, nuut gemaak, wedergeboorte gegee. Toe word ek nie meer, toe is ek nie meer Kai Bekes, die musikant of die pastoortjie of nee, ek was nie pastoor nie, die gemeente dit nie. Toe word ek 'n kind van God. Toe kon die Here sê, dis my kind in wie ek welbehaag het, soos hy van Jesus gesê het toe uit die doopwater opkom. Hierdie wat ek nou vandag vir u gee, dis die evangelie van Jesus Christus. As ons elke keer hierdie evangelie kan verkondig aan 'n sondaar, dat hy dit kan verstaan, gaan hy nie terugval nie. Weet jy, ek oortuig daarvan, daar's meer teruggevallenes en verkoudes in Witbank as aktiewe lidmate van die kerk. Dis my oortuiging, jy mag my sê verkeerd. Ek sê vir julle so. Dis ek om 'n paar rand gevat het met advertensies te betaal op Facebook om 11.000 mense te nooi om die evangelie van Jesus te kon hoor. En die een het gekom nie. Ek sê môre vir my vrou, ek het my kar mooi parkeer want jy gaan baie karre kom vandag, jong. Sy sê, jy is vol geloof. Ek sê, ja, wel, as ek nie met geloof die advertensie geplaas het nie, wat ek moet my tyd gemors. Maar dit het my iets gewys. Witbank het die Here nodig meer as wat ek en u kan dink, hoor. Ons het die Here nodig, nie in die kerk nie. Ons dorp het die Here nodig en God het jou nodig. God het my nodig om hierdie evangelie uit te dra aan soveel mense as moontlik. Ek het 'n boekie geskryf. Dit is al 'n rukkie gelede. Ek het net 10 eksemplare oor. Hoekom Jesus moes kom, dis basies oor wat ek nou vandag met u gedeel het hier. Jy kan van die boekies kon kry. Ongelukkig moet ek jy nou R50 vir so 'n boekie vra. En as jy nog wil hê, as dit klaar is, moet jy net van jou bestelling gee, dan gaan ek vir jou nog laat druk. Maar dis die waarde van die evangelie. As ons hierdie wat ek vanmôre vir u gesê het, ter harte kan neem. As jy dit nie wil glo nie, los dit dan. Gaan sê vir die mense, bekeer jy ons, dan gaan jy hel toe, en kyk wat sy wil hou.
Want die vrees van die hel is net so lank as die prediker preek. Woensdag gaan hy saam met sy vriende 'n bietjie golf speel, of hy gaan 'n paar biere drink na werk. Vergeet hy van die hel, hy vergeet van alles, hy gaan aan. Maar wanneer jy weet, die prys wat God moes betaal, die pad wat hy moes maak, om vir my en u vanmôre in hierdie kerk te kon kry, is 'n pad wat prys gekos het. God moes 'n nuwe mens maak wat nooit bestaan het nie. Hy moes 'n nuwe koninkryk skep vir die mense wat daarin sou gaan deur wedergeboorte, dat ons eendag saam met hom in die hemel kan wees. God het baie groot prys betaal, baie groot werk gedoen, groot werk in die geesteswêreld gedoen. Ek het nie eers 'n duisendste van die waarhede van al daai werk in die geesteswêreld aan u oorgedra nie, want dit vat baie tyd, en ek wil hê u moet in die slaap raak nie. Maar ek wil vanmôre vir u sê, u wat hier sit, as u die dinge glo wat ek vanmôre vir u gesê het, kan jy meer waardering ag vir dit. Jy kan beter waardering bring aan die Here. Here, ek waardeer wat u vir my gedoen het. Daarom is ek getrou in my tiendes. Daarom is ek getrou in my diensbywoning. Daarom is ek getrou by die bidure. Daarom is ek getrou om die woord van God te verkondig. Daarom is ek getrou om my nie te versuip in bier en drank tot eer van die Satan nie. Daarom is ek vry van tabak, vry van verslawery, vry van die duiwelse werke, want God het 'n prys betaal om my vry te kry. Halleluja. Sê net 'n bietjie prys die Here. Halleluja. Ek wil u vra, indien u nie seker is nie, en u wil regmaak met die Here, ek wil nie die geleentheid by julle verbygaan, as jy vanmôre vir my sê, Pastoor Kai, ek verstaan nou, die waarde van my redding. Ek verstaan die pad wat God moes maak. Hy moes 'n mens maak uit stof uit. Hy moes 'n volk skep, waar die seun van God gebore kon word. Sodat ons wat aan hom glo, en hom kan aanvaar, onder die juk van die duiwel kan uitkom en vrygemaak kan word, om 'n nuwe lewe te lewe. Is daar iemand is wat nie seker is vir sy saak nie? Ek kan nooi u, ek sal vir ons gaan jou bid, sodra ons afgesluit het, en jy het hulp nodig vir dit, kom na my toe, kom na Pastoor Kenny toe, hy is die presiderende pastoor van die gemeente, ek is net die hulp hier. Ons sal met jou praat, sal vir jou bid, dat jy jou lewe kan regmaak met God, jou lewe aan God kan toewy, van niets af, van vooraf, met nuwe waardering, sodat die Here jou lewe kan jou oorwinning gee, en die duiwel kan wyk van jou af met sy leuns. Sal jy met my staan, dan gaan ons saam bid, asseblief tog. Here, baie dankie, dat ek in hierdie kort tydjie die evangelie van u seun Jesus Christus, die waarheid van Jesus Christus, aan hierdie gemeente kan openbaar maak. Dit wat u aan my gegee het, die gawe van kennis, dat u my gehelp het met die gawe van wysheid om dit reg oor te dra. En ek bid my God vanmôre vir elkeen wat hier is, elke man, elke vrou, wie se saak met u nog nie reggemaak is nie, dat u Gees vanmôre in hulle hart sal werk, want die woord sê, die Heilige Gees oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Dat ons vandag huis toe gaan, moet elkeen van ons in hierdie plek weet, ek is gered, ek is gewederbaar, ek is nie meer onderworpe aan slawerny nie, ek is nie meer 'n slaaf van die duiwel nie, ek is vrygemaak deur die bloed van die lam van God. Ek vra dit, Vader, deur Jesus u seun, en ek dank u daarvoor. Dankie, Here. Ek buig voor u, Here.